Verbeel jou, jy staan in 'n grasgroen vallei en voor jou toring 'n massiewe berg tot hoog bo in die wolke. Dit is doodstil, met net die wind en die voëls wat 'n geluid maak. Skielik begin die grond onder jou voete te skud en te bewe. Toef, toef. 'n harde, diep gedreun, soos 100 dromme wat gelyk slaan vanuit 'n stuk donker grot hoog teen die berg. Dis reuse voetstappe wat uit die donker grot uit weer klink en al hoe harder deur die stilte ekho. Dan skielik swiep 'n reuse skaduwee by die grot uit en vlieg hoog in die lug en op. Die gedierte het skubbe wat blink in die son, groot leeragtige vlerke wat in die wind suis en enorme vlamskerp kloue. Hy maak sy mond oop en die skrikwekkendste ding is nie sy tande nie, maar 'n stroom helder oranje vuur wat by sy mond uitblaas. Jy kon sekerlik al raai wat hierdie vuurwarm gedierte is. Dit is 'n draak. Drake is seker van die magtigste en mees fascinerende wesens in alle storieboeke. Hulle lyk soos reusagtige akedisse, krokodille of soortgelyke reptiele met vlerke. En hulle is bekend vir hulle vermoë om vuur en soms ys of gif te blaas. Mense sê drake is verskriklik slim, bitter gevaarlik en geweldig lief vir goud en juwele. Hulle sal vir eeue lank op 'n hoop skatte slaap, net om dit op te pas. Stories oor drake is so oud soos die berge en kom van oral oor die wêreld af. In ou Europese legendes oor ridders en helde was drake dikwels die bose monsters wat dorpe afgebrand het en verslaan moes word. Maar in die ooste, soos in China, is drake glad nie so boos en wreed nie. Daar word hulle gesien as simbole van geluk, wysheid en krag. En word hulle ook geassosieer met water en reën in plaas van vuur. Een van die beroemdste antieke drake stories is die legende van Sint Joris. Die Engelse noem hom St. George en die draak. 'n nare draak het 'n hele dorp geterroriseer en die mense moes vir hom skape en selfs prinsesse gee om hom tevrede te hou. Net toe die nare draak die koning se dogter wou opvreet, het die dapper ridder Joris op sy perd aangestorm gekom en die draak verslaan. Wat eet drake? Wel, stadige ridders was destyds 'n groot lekkerny, maar deesdae eet hulle seker maar wat ook al hulle kan kry. Maar een ding is seker, hulle eet dit goed gaar en gebraai. Sommige towerdrake leef dalk net van die hitte van vulkane en die warm gloed van goud. Jy kan drake in duisende boeke kry. In Afrikaans is daar Fanie Viljoen se Die dag toe die draak kom, wat sommer vol goeie lewenslesse ook is. How to Train Your Dragon van Cressida Cowell, wat ook 'n wonderlike fliek geword het, is ook in Afrikaans vertaal as Hoe om jou draak te tem. En dan is daar natuurlik die bose Smaug in J.R.R. Tolkien se The Hobbit. En as jy vir ma, pa of ouma of oupa vra, kan hulle jou dalk vertel van Groenie die draakie, wie se grootste wens dit was om 'n brandweerman te word. En hoe beskerm jy jouself teen 'n draak? Wel, as hy vuur blaas, gaan 'n gewone sambreel jou niks help nie. Jou beste kans is om iets te dra wat heeltemal vuurbestand is. Of nog beter, bring vir hom 'n blink goue muntstuk as 'n geskenkie. Drake kan nie 'n goeie stukkie blink weerstaan nie. En terwyl hy jou geskenk bewonder, kan jy vinnig wegsluip. Nog beter raad, vermy drake soveel as wat jy kan. Dit is dan dit vir die draak.
vandag se kreatiewe kreatuur. Tot die volgende aflewering, lekker luister, lekker lees en lekker leer.